Alex en Charlie is vol entoesiasme, maar het net 2 dae en 'n beperkte begroting om hierdie kamer te omskep in 'n romantiese knus hoofslaapkamer. Natuurlik kan hulle nie al die werk self doen nie. En dis waar bekende interieuradviseur en ontwerper Karen van Heerden van Karne Interieurs in Pretoria intree. Die huiseienaar is 'n moderne meisie, maar sy soek nie 'n moderne kamer nie. Sy's baie besig en sy's baie onder druk by die werk, so sy wil huis toe kom en rustig wees. Dit kan ek verstaan, as iemand die hele tyd met ontwerp is en heel waarskynlik werk sy met kleure die hele dag. So dan wil sy terugkom dalk meer na 'n neutrale palet, waar sy kan stil word en weer haar emmertjie vol maak. Ons dink om die vertrek 'n bietjie warmer te maak, deur 'n mat in te sit, om net om die koue weg te vat. Ja, julle twee het vir ons die koue van die Kaap afgebring. Plus hierdie is 'n sydekamer. So hierdie kamer is omtrent altyd koud. So ek dink ons moet slim werk om hierdie kamer 'n lekker warm, cozy gevoel te gee. Nog 'n ding wat baie koud is hierdie groot venster in die vertrek. So dalk gordyne hang aan elke kant om die vertrek 'n bietjie warmer te maak om die koue te absorbeer. Alex, dis 'n baie slim plan. So met die gordyne sal ons slim moet wees. Ek dink ons moet werk met 'n natuurlike vesel vir die gordyn self, neutraal, maar dat ons dit dan voering met 'n iets wat bietjie geïsoleerder is, wat die koue gaan uithou in die winter en dalk die bietjie hitte wat die kamer sal kry in die somer. Ons het hierdie groot muur in die vertrek, kan ons dit 'n fokuspunt maak? Ek dink as ons eers besluit het oor hoe ons die kamer gaan uitlê, dink ek hierdie muur is 'n uitstekende muur wat ons dalk muurpapier kan gebruik. Die vertrek wat oorgedoen moet word is redelik groot. Die vloerspasie is rondom 22 vierkante meter. Alhoewel die uitsig eendag ongelooflik sal wees, word daar wel huidiglik gordyne benodig. Hierdie lig lyk of dit Noag se ark uitgeval het en hy gaan reguit terug. Hierdie skakelaar is oud en geknou. Ons gaan hom verseker moet vervang. Om nuwe lewe in hierdie slaapkamer te blaas, gaan nie 'n maklike taak wees vir die Oulap se rooi span nie. Karen het gelukkig die visie en goeie idees. Alex en Charlie, wel met 'n bietjie sweet en groot spiere, kan al wondere verrig. Karen, die vertrek lyk vir my 'n bietjie vreemd, veral met die bed onder die venster. Alex, ja, dit is verkeerd om 'n bed onder 'n venster te sit. Maar in hierdie vertrek maak dit moeilik omdat 'n mens ook eintlik as ons die bed aan die ander kant sit, dan stap jy in op die bed. So dis eintlik ook nie reg nie, maar ek dink dit gaan 'n beter opsie wees in hierdie geval. So ek sou voorstel dat ons die bed aan die teenoorgestelde muur sit, dan het jy definitief dadelik meer balans in die kamer. So die bed kom in die middel van die muur en dan skuif ons die lesenaar eerder onder die venster in. Karen, dis 'n koue vertrek. Hoekom ek so bly is, ons het matte gaan om dit warmer te maak. Hoekom 2 matte en nie net 1 nie? Charlie, ek dink, ons het nogal gedink, dalk moet ons eerder een lekker groot mat insit. Maar dan gooi ons die balans van die kamer weer 'n bietjie uit. So ek het gedink, ons moet dalk eerder 2 matte gebruik, wat groter is as jou normale langs die bed tipe matte, omdat dit 'n sydekamer is, dat ons dan 'n groot gedeelte van die teëls toemaak met die matte. Karen, is daar iets anders wat jy sou bygesit het in die vertrek? Ek wonder, moet ons nie dalk 'n stoel ook vir haar inbring nie? Omdat sy 'n dame is wat so hard werk en lang ure, gaan dit dalk tog lekker wees as ons 'n stoel daarin sit. Ek weet nie wat dink julle twee nie. Sal ons eerder net 1 stoel met 'n tafeltjie doen? Of sal ons dalk eerder 2 stoele met 'n tafeltjie doen? Ek dink ons moet definitief 2 stoele gebruik, want 2 is beter as 1. Karen, ek dink ons moet eers die spasie van die vertrek kyk, laat ons eers die uitleg kan sien of 2 stoele wel gaan werk. Ek dink dis 'n slim plan. En dan natuurlik, groot geheim van 'n kamer is 'n ottoman. 'n Ottoman aan die voetenend van die bed en in hierdie kamer sal ek voorstel dat ons ook 'n ottoman by die lesenaar doen. Sy gaan nie ure daar sit nie, sy gaan haar e-posse dalk in die aande bietjie lees of dalk 'n klein bietjie werk oor die naweek. So 'n ottoman gee vir ons ekstra pakplek, dit gee ons meer spasie en aan die voetenend van die bed gee dit vir ons daai lekker spasie as jy in die inkom in die aand en jy is moeg gewerk, waar sy haar handsak kan neersit, haar inkopies op kan neersit, sonder om haar bed deurmekaar te maak. Voordat die manne by die hamers en spykers uitkom,
moet al eers opruim, uitdra en skoonmaak. Eerstens moet daar ontslaag geraak word van die groot stukke meubels. En selfs Zia se geliefkoeste boeke moet vir nou die pad vat. Hierdie lyk nog splinternuut, so ek is seker ons kan hom weer gebruik. Die plan is om hierdie vertrek te omskep in 'n ongelooflike maklik op die oog spasie. Die korrekte kleur, tekstuur en patroon sal hierdie resultate gee, en daar's meer as genoeg keuses om van te vind in die gange van materiaal en muurbedekkings by Hurtex. Karen, Zia soek 'n kalm, neutrale vertrek. Watse kleure en soort materiale gaan ons gebruik? Charlie, ek het gedink ons gebruik 'n baie neutrale materiaal vir die gordyn. Dit lyk en dit voel soos linne, maar dis 100% polyester. Dit is 'n heerlike, bekostigbare materiaal en dit gaan ons dan met 'n totale sonblok voering om dan die koue uit te hou in die winter en die hitte in die somer. Saam met dit, om dan 'n bietjie die meer formele gevoel van die lesenaar op te tel, het ek gedink gebruik ons 'n bietjie meer 'n formele materiaal, wat 'n bietjie van die ondertoon van die gordyn in het, maar vir ons 'n bietjie van 'n nuwe kleur dan ook bybring, maar dit bly stil. En saam met dit, julle sal sien hoe mooi werk dit saam met die muurpapier, gebruik ons hierdie materiaal vir die ottomane en hierdie materiaal vir die gebokste bedval. Watter tipe matte het jy in gedagte vir hierdie vertrek? Alex, in vandag se tyd is daar die wonderlikste modematte beskikbaar. Ons hoef nie meer net persiese tapuite te gebruik nie. Daar's regtig baie goeie kwaliteit modematte beskikbaar vandag. So ek het gedink in plaas van 'n harde pool dat ons, omdat die kamer so koud is, na 'n lospool toe gaan wat vir ons die gevoel van coziness en warmte sal gee. So daar het ek gedink moet ons die Rasta matte gebruik en spesifiek dan hierdie kleur. Weereens neutraal, sag en ek dink Zia gaan baie daarvan hou. Daar word dan besluit op 'n paar opsies wat perfek in Zia se nuwe slaapkamer sal inpas. Materiaal wat visueel aantreklik is en die vertrek netjies sal afrond. Die materiaal is ook in voorraad, wat beteken dat die werk aan die gordyne binnekort kan begin. Met Zia se werk en bemarking bly sy redelik bewus van die nuutste interieurtendense. En met haar moderne smaak is Karen duidelik die regte ontwerper vir die taak. En verkies om haar eie meubelment en gordyne te ontwerp en dan te laat vervaardig in haar fabriek. Die ottoman en gordyne vir die vertrek word hier aan mekaar geslaan deur 'n span wat nie skrik vir uitdagings nie. Materiaal word versigtig volgens die regte grootte gesny. Die verskillende stukke word dan aan mekaar gestik en 'n raam sal dan op 'n latere stadium oorgetrek word met die materiaal wat vroeër gekies is. Die vraag bly of die ottoman en gordyne betyds gereed gaan wees. Dit is nog steeds dag 1. Die vloerlyste is volgende.